Jy behoort nou al teen die tyd te verstaan, artificial intelligence is van plan om die aarde oor te neem. So hierdie stelsel kom. Maar Vader het 'n oplossing vir ons wat betref hierdie stelsel. Want om die boerevolk te herstel in haar eie land, moet daar op 'n manier 'n tydperk kom waar daar nie elektrisiteit is nie, waar daar nie fabrieke is om computerchips te maak nie, hard drives te maak nie, electricity grids te hê nie. Dit moet van die tafel afgevee word. Nou, as jy iets verstaan van hierdie datasentrums wat hulle besig is om op te rig reg oor die wêreld, dan verstaan jy dat hierdie datasentrums gebruik geweldig baie inligting. So om hierdie stelsel oor die mensdom te pas, waar alles beheer gaan word en al jou inligting gestoor kan word op stelsels waar artificial intelligence dit baie maklik in die hande kan kry en dit mooi georganiseer is sodat hulle 'n bepaalde profiel van jou kan saamstel en besluit, is jy nou 'n terroris, is jy gekant teen die regering, praat jy teen die regering, hoe gaan ons jou pak slaag gee met die stelsel, of ons jou gaan toesluit vir 'n Facebook post en of ons jou basic universal income grant gaan verminder en sorg dat jy minder eet hierdie maand. Al daardie goed moet gestoor word. Dis baie geeks van inligting. En om daardie rede moet hulle 'n datasentrum bou. Nie een nie, verskeie. Maar hierdie datasentrums word warm. So, naas die feit dat hy geweldig baie elektrisiteit gebruik. So dis hoekom hulle in elk geval die mensdom wil verminder. Jy kan nie hierdie hoeveelheid data bymekaar maak en hanteer nie. So jy moet die mensdom verminder na iets soos 500 miljoen toe. Wat beteken baie mense moet sterf en dit is die plan op die tafel. Dis hoekom daar 'n derde wêreldoorlog kom. Maar jy moet ook hulle elektrisiteit verminder sodat jy dit kan spandeer op jou datasentrums. En datasentrums gebruik dan baie water want hy moet afgekoel word. Die rekenaars raak warm. So, hierdie goed is soos 'n kanker op die aarde. En die ouens wat hierdie goed bestuur, is kankerselle. Reg. Kom psigopate, waarvan die Jode prominent is. Pieter Thiel is 'n Jood. Alex Karp, wat sy CEO is van Palantir, is 'n Jood. Zuckerberg is 'n Jood. Bill Gates is 'n Jood. Nou, hoe is dit nou moontlik dat die Jode wat 16 miljoen is miskien, van die wêreldpopulasie, al hierdie topstruktuurposte het, waar hulle besig is met hierdie stelsel? Laat jou wonder nou. Maar, ek gaan vir jou die video bysit, dat jy kan sien, wat is die impak van hierdie datasentrums oral op die wêreld? So, wat moet Vader doen om vir ons tyd te koop? Wat moet hy doen? Wel, hy moet die aarde verwoes, met vuur. Sê hy dat hy gaan dit doen? Ja, dit staan in 2 Petrus 3. En hier sê hy dit, hy sê, maar die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Nou wil ek jou iets verduidelik, dag van die Here, daar's baie dae van die Here, 'n dag is 'n jaar, né? Onthou, 'n profetiese dag is 'n jaar. So, die jaar van die Here, die jaar van God, na wat hy verwys, moet jy gaan aflei na aanleiding van die vers. So, daar's 'n dag van die Here wat verwys na Armageddon, en daar is 'n dag van die Here wat verwys na die verwoesting van die aarde, onder andere. So, jy moet 'n onderskeid kan maak. Die goed is nie dieselfde nie. Is juist geskryf om jou die mekaar te maak. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Klink dit vir jou soos die Armageddon scenario daar in Openbaring 19, waar Jesus kom op die wolke en almal kan hom sien met sy soldate? Nee. Luister mooi, waarin die hemele met 'n gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. So ons gaan groot vure sien op die aarde. Van hierdie vure is ons eie skuld as gevolg van die sprei van die chemicals in die lug en wat op die aarde geland het en in die bome intrek en wat vlambaar is. Hierdie chemspraying wat hulle doen. Hulle doen in deesdae in Suid-Afrika op, maar hulle doen dit grootskaal in Amerika en dit verander onder andere klimaat.
Hoe dit ook al sy, hier praat hy van groot vure wat gaan brand op die aarde, en die werke wat op die aarde is, sal verbrand. So hierdie datasentrums gaan almal in vlamme opgaan. So, as die grid afgaan, en dis nie 'n as nie, dis wanneer die grid afgaan. Wanneer die grid afgaan, as gevolg van hierdie sonflares wat inkom, die electromagnetic pulses wat jy kry onder andere tydens oorloë, maar ook as gevolg van aardbewings, en die grid gaan af, dan gaan hierdie datasentrums nie oorleef nie. Dis nie vir hulle moontlik nie. En dit is hoekom hy dan nou sê, terwyl al hierdie dinge dan vergaan, so daar is 'n groot klomp van hierdie Babyloniese stelsel se werke wat gaan vergaan, hoedanig moet julle dan nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. So, hy praat van hierdie verwoesting wat kom op die aarde, is daar in Openbaring 6, dit is nie Openbaring 19 nie, dit is nie Armageddon nie, dit is nie 'n wederkoms nie, dit is nie 'n wegraping nie. Maar dan sê hy, maar ons verwag volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. So daar kom 'n nuwe stelsel, 'n stelsel waarin geregtigheid gaan woon. Gaan die aarde ophou bestaan? Nee, die aarde is ewig, net soos wat die hemele ewig is. Maar God behou hom die reg voor om dit 'n bietjie te verander en rearrange en te organiseer, net soos wat hy gemaak het met die vloed. So, die aarde is met water verwoes in die tyd van Noag, maar Noag en sy mense was op die boot, die ark, en hulle oorleefde toe alles. Wat gaan ons in hierdie tyd doen? Wel, daar sal 'n verwoesting wees van vuur, en daarom moet God se mense op die ark kom, en dis nie weer 'n boot nie. Dit is 'n area waar hierdie volk by mekaar kom, dis daar in die Noord-Kaap, en daar sal hulle dan onder beskerming wees van God se seiltjie, soos hy dan in Openbaring 7 ook verduidelik. Hy sê hy sal sy tentseil oor hulle oopspan. Nou, dit is nou ou siener se seiltjie. Maar kyk 'n bietjie hierdie video, dat jy kan verstaan, waarheen is hulle met ons op pad, en hoekom hulle hierdie massiewe datasentrums moet oprig. En dan moet jy mooi gaan dink, wanneer die nuwe bedeling kom, waarin geregtigheid gaan woon, gaan ons weer hierdie dinge doen, soos computers en selfone en selfoontorings. Wil ons weer so 'n stelsel hê? Dink julle wil? Ek wil nie. Ek sal met groot plesier 'n seël nat lek en hom op 'n briefpak plak en 'n briefie stuur as ek iets wil laat sê. Of 'n vorm invul daar by die staat. Dan is dit sommer op papier. So, maar kyk 'n bietjie hierdie stuk oor die datasentrums, jy sal verstom staan. This is where I fill up water for storage. Those are the things we have to fill up to flush the toilets. So you can see the sediment from the data center. Wow, and that's just from the water coming out of your faucet. Yeah. And this is what's in all the pipes. It's overwhelming because you really feel like you are up against this huge wall that you can't penetrate. There's nothing that you can do, and they don't care. I'm here in Mansfield, Georgia, driving by Meta's new 2 million square foot data center facility. Facilities like this are being used to power things like ChatGPT and other AI tools that are becoming integrated into our daily life. Data centers, going to be a very hot item. This entire supercomputer is built to power Grok. We see data centers as the most exciting asset class. Meta is building a 2 gigawatt plus data center that is so large it would cover a significant part of Manhattan. But data centers come with big costs, from light and noise pollution to the environmental impacts, to the potential rising costs of energy bills. These facilities put extraordinary demand on the power grid and require entirely new infrastructure. Oh my God. They should be responsible for that, not us. Search the internet for profits that Meta has made, Amazon, Microsoft. They can afford to pay for their own generation. Your house is here, and the data center's right there. It's less than 400 yards. Beverly and Jeff Morris bought their home an hour's drive from downtown Atlanta in 2016.
but their roots in the community run much deeper. Being in the country has always just been my peace and my therapy. When we found this place, we decided that this was it. It was perfect. I was actually raised probably 5 miles from here. It felt like coming home. The data center that's now the Morris' next-door neighbor happens to be owned by Meta, the company you know for Facebook and Instagram, but has also been breaking into artificial intelligence. They started construction on this data center campus in 2018. Definitely changed everything. They destroyed the environment, taking down all the trees across the road.